en aanbid God. Hemelse Vader, dankie vir u vryspraak vanmôre. Dat u weer deur die woord en gees vir ons kom bevestig dat u ons liefhet, Here, en dat ons sonde nie iets is wat tussen ons staan nie, Here, maar dat u vir ons vrymaak daarvan. En daarom kan ons as 'n klomp dankbare kinders van u vanmôre voor u kom sit en ons stemme ophef, u naam groot maak en sing, sodat onsself en die persoon langs ons en hierdie wêreld dit kan hoor, wat 'n onbeskryflike groot God aanbid ons. Dankie dat ons ver oggend op hierdie Adventsondag van die liefde ook kan stil staan by die liefde. Die liefde in die algemeen, Here, maar veral ook die liefde wat u vir ons het. Die liefde wat vrymaak. Maak dan ons harte en ons ore, ons gedagtes ook oop vanmôre om u stem te hoor. Spreek, Here, u kinders luister. Amen. Wanneer ons buite die kerk die woordjie liefde hoor, dan is die eerste ding waaraan ons gewoonlik dink, jy het mense wat verlief is, 'n man en vrou wat dalk verloof geraak het of op die punt staan om te trou, of 'n ouetjie of 'n meisie wat dalk iemand raak gesien het en sy hart verloor het. En ons almal het waarskynlik uit ons eie lewe herinneringe van die tyd wat ons so baie verlief was op daai ou en daai meisie. Dalk is jy gelukkig en sit sy of hy langs jou vanmôre. En dan is dit ook so dat as jy lief is vir iemand, dan wil jy mos nou hê daai persoon moet dit weet. En ek kan onthou dat ek as 'n kind baie keer tot baie uiterstes gegaan het om vir daai een op wie ek verlief was te laat verstaan hoe groot en hoe diep is my liefde vir hom of vir haar. Nou ek wil seker nie vanoggend vir julle my hele liefdesgeskiedenis van my hoërskool daar vertel nie, want dit is een groot tragedie. Alhoewel julle gaan lag, maar dit is regtig was 'n tragedie. My eerste meisie wat ek ooit gehad het, met wie ek vas uitgegaan het, was my vrou, Jenny, wat ek eers op 30 ontmoet het. So, nee, my skoolliefdes was een groot fiasco. Maar ek was gereeld verlief. En dan wil ek net graag hê sy moet weet hoe lief ek vir haar is. Ek was daai een van die ouens wat hier op die voorkop en was seker getatoeëer goeie vriend, want dan hierdie einste meisie op wie ek verlief is, sien my is haar beste vriend en dan kom vertel sy vir my hoe gebreke hart is, hoe hierdie ouetjie op wie sy nou verlief is, maar wat nie van haar hou nie. Dan moet ek nou dit aanhoor en dan kan ek mos nou niks sê nie, maar op daai oomblik wil ek net kyk na my, ek is lief vir jou. En dan dan sal ek nou anoniem daar in die skoolkoerant 'n diggie skryf en aan haar opdra en of haar liedjies skryf. Ag, julle regtig, want as jy lief is vir iemand, dan dit moet uitkom. Jy wil dit wys. Daai persoon moet weet jy is lief vir hom. En ek is seker julle lag nou, maar hier's van julle wat vir my ook stories kan vertel. Hoe het jy jou liefde verklaar teenoor daai een vir wie jy lief was? Hoe het jy haar of hom gevra om te trou? Wat is die storie hoe julle mekaar ontmoet het? En iewers in daai storie sal jy ook sê, maar jy weet, jy het daar aangekom met 'n groot bos blomme of 'n boks chocolates of haar verras met 'n piknik onder die maanlig of wat ook al. Ons almal het ons stories. Maar nie een van ons se storie kan bykom by die storie van God nie. Want God het ons ook oneindig lief. En hy wou ook hê ons moet weet hoe lief het hy ons. En dis dan wanneer ons lees in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Praat van voluit gaan. Dis God. Hy het niks gespaar om vir ons te kom wys dat sy liefde opreg is, dat sy liefde vas staan nie.
En dit is waaroor vandag gaan, om vir jou op hierdie 4de Sondag van Advent, die Sondag van liefde, te kom herinner dat God se liefde vir jou groter en dieper en wyer is as enige ander liefde wat jy in hierdie lewe kan ervaar. Van ons wat hier is, meeste van ons hopelik, is gelukkig genoeg om die liefde van 'n man of 'n vrou of 'n broer of 'n suster of van jou vriende te ervaar. Maar self vir julle wat dalk vandag hier sit en wat alleen is, weet hierdie dat God se liefde vir jou groter en dieper en beter is as enige aardse liefde wat jy kan kry. Behalwe die kruis, het God nog op verskeie ander maniere ook kom wys dat hy lief is vir jou en vir my. En ek wil vanoggend is daar soos 'n goeie dominee 3 bewyse van God se liefde wat ek aan julle wil voorhou. En die eerste daarvan is jy is hier. Jy's hier. Jy lewe, jy bestaan. Het jy al ooit by jouself gewonder, hoekom is jy hier? Ek weet sommige van julle se maanpa dalk vir jou vertel, jy was 'n glips. Jy was onbeplan. Maar dis nie heeltemal waar nie. Dalk vir jou ouers was jy 'n verrassing, maar die Bybel sê vir ons dat voor die begin van die skepping, voor jou geboorte, het God jou al beplan. Het hy jou al in gedagte gehad. So jy was beplan. Jy moes hier gewees het. Jy was nie 'n frats of 'n ongeluk of 'n glipsie nie. God het beplan dat jy hier moet wees. Maar hoekom? Hoekom sou God dan vir jou geskaap het? Hoekom het God die mens geskape? Mense het verskillende antwoorde daarop. Daar's mense wat sê die doel van die mens is om vir God te verheerlik. Dis die doel waarvoor ons geskaap is, om God te verheerlik. En dis deel daarvan, maar dis nie heeltemal waar nie. God is nie 'n narcissus wat heeltyd net wil hoor hoe goed en hoe groot hy is nie. Hy weet dit. Hy het dit nie nodig om dit van mense te hoor nie. Dit is vir hom lekker om dit van ons te hoor. Nie oor hoe hy daaroor voel nie, maar hoe ons voel wanneer ons God verheerlik. So dit is definitief nie, ons hoofdoel is om God te verheerlik, is nie waarvoor ons geskape is nie. Daar is miljoene engele ook in die hemel wat dit doen. Daar is mense wat sal sê, daar is dalk nie 'n doel met dit nie. Maar liewe vriende, ons weet dit is dit nie waar nie. Dat ons is nie maar net hier nie. Dalk was God maar net, het 'n bietjie kreatief en verveeld gevoel, op 'n dag gesit en gedink, ag, jene, wat gaan ek vandag doen? Kom ons maak die mens, hulle kan bietjie met opwinding verskaf, bietjie entertainment wees. Maar God is volmaak in homself. God het niks of niemand buite homself nodig om hom besig te hou nie. Ons weet dit. So dit kan ook nie die rede wees vir die skepping nie. Ag vriende, ons kan nog baie spekuleer. Maar die enigste argument wat sin maak vir die doel van die mens se skepping, hoekom ons vandag hier is, kry ons wanneer ons lees wat staan in 1 Johannes 4 vers 16, 1 Johannes 4, ja, vers 7, waar staan, geliefdes, ons moet mekaar lief hê. Skus, ek is nou by die verkeerde vers. Ja, nee, ek is reg. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. En dan in vers 16 van dieselfde hoofstuk herhaal dit, God is liefde. Wie in hom bly, bly in God en God bly in hom. God is liefde. Nie God is liefdevol of God het baie liefde nie. God is liefde. Dit beskryf die wese en die karakter van God. En dan is dit mos nou logies dat liefde soek 'n teiken.
Liefde soek 'n objek. Jy begin tog nie 'n sin met ek is lief en dan is jou sin klaar nie. Daai sin maak mos net geen sin nie. Ek is lief. Jy is lief vir iets. Nou God is liefde. En daarom het hy die mens geskape as 'n teken, as die objek van sy liefde. Soos iemand ooit vir jou weer kom vra, hoekom is die mens daar? Die hoofrede dat God die mens geskape is om lief gehê te word. Jy, my liewe broer, my liewe suster, my liewe kind, jy is deur God geskape om deur God lief gehê te word. Dis jou hoofrede, jou hoofdoel vir jou bestaan, as die objek van God se liefde. Maar daar is nog 'n bewys van God se liefde. Jy is nie maar net hier nie. As jy vandag hier sit en jy kon vandag kerk toe kom, dan was dit omdat jy 2 bene het om mee te loop, 2 oë om te sien, ore om te hoor, jou gesondheid is goed genoeg dat jy kan sit. Jy het 'n lekker in 'n bed geslaap vannag, jy het 'n dak oor jou kop gehad, hopelik 'n lekker ietsie geëet, dalk net koffie en beskuit of 'n bietjie mieliepap vanmôre. Die Bybel sê dat elke goeie gawe wat ons ontvang, elke goeie gawe is 'n geskenk uit God se hand. So God het jou nie maar net gelaat maak en gelaat staan nie. Terwyl ons hier is, bederf hy ons nog met seëninge, met goeie gawes. En dit is so, dis nie aldag maklik om daai seëninge raak te sien nie, veral wanneer ons deur moeilike tye gaan, dan sukkel 'n mens soms om dit raak te sien. Maar ek het 'n uitdrukking wat ek baie gereeld gebruik en sê, daar's altyd iets om voor dankbaar te wees. Selfs al is jy siek, al is jy in die hospitaal, selfs al het jy slegte nuus ontvang, selfs al staan jy langs die oop graf, as jy die regte bril opsit, die regte perspektief, dan gaan jy raak sien, daar's altyd iets om voor dankbaar te wees. En ons praat nie net van klein dingetjies, soos die feit dat jy 2 ore en 2 oogies en 'n mond en 'n neus en ore het nie. Ek praat ook van die grootste ding, van alle dinge, dankbaar dat jy 'n kind van God is, dat jy sy erfgenaam is, dat jou plek in die hemel vir jou klaar voorberei en bespreek is. En niks wat hier op aarde gebeur, kan enigiets daarin verander nie. Dis 'n groot ding daai om voor dankbaar te wees. Dit maak dat self as die duiwel kom, of omstandighede kom, die ellende en die trauma en die hartseer en die pyn kom, dan weet jy, ek kan nog steeds leef as 'n dankbare mens. God het my aangeneem as sy kind. Inteendeel, ek dink dis juis soms in hierdie moeilike tye, wanneer dit sleg gaan met jou, dat 'n ou bewus word op 'n baie besonderse manier dat daar iemand is wat na jou kyk. Dat daar iemand is wat jou dra, dat daar iemand by jou is. So ja, ons is geseënd met 'n God wat altyd teenwoordig is. En dan die derde bewys. Die derde bewys is die Bybel. Die Bybel kom vertel vir ons keer op keer van hierdie God wat vir ons liefhet. Of dit is deur die verhale van die Bybelkarakters, of dit is deur die monde van die profete of die apostels of van Jesus self. Die Bybel kom vertel ons hierdie storie van God se liefde. Die Bybel, julle is eintlik 'n liefdesbrief van God. Dis 'n liefdesbrief van God om vir die mens te kom vertel, dis hoekom jy hier is. En dis hoe lief ek jou het. Daar is soveel plekke in die Bybel waar ons teksverse lees wat getuig en vertel van God se liefde. En van hierdie teksverse wat ons in die Ou Testament kry, was geskryf en gegee deur die profete vir die volk Israel. En nou is daar ouens wat sê, ja, dominee, jy kan nie nou daai verse buite konteks aanhaal en sê, maar dis nou 'n versie vir die mense wat hier voor jou in die kerk sit nie. Natuurlik kan ek. Want die Nuwe Testament kom leer vir ons dat deur ons geloof in die Here Jesus
is ons nou die uitverkore volk. Gaan lees 'n bietjie Hebreërs. Ons wat in die Here Jesus glo, ons is nou God se uitverkore volk. Met ander woorde, al die beloftes wat hy in die Ou Testament aan sy volk Israel gegee het, is ook sy beloftes aan ons wat vandag hier sit. Ek wil so 'n paar vir julle lees. Jesaja 54 vers 10. Berge kan pad gee, heuwels kan wankel, maar my liefde vir jou sal nooit verdwyn nie. My vredeverbond met jou sal nooit wankel nie, sê die Here wat jou liefhet. Sefanja 3 vers 17. Die Here, jou God, is by jou. Hy die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou. En dan gaan ons na die Nuwe Testament toe, 1 Johannes 3 vers 1. Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. En dan skryf Paulus in Efesiërs 3 vers 18. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Ag vriende, so sal ek nog talle verse vir julle kan aanhaal uit die Bybel. Hierdie liefdesbrief van God aan ons. Maar die grootste bewys van God se liefde waarvan ons lees in sy woord, is nog steeds die kruis op Golgotha. In 1 Johannes 15 vers 13 praat Jesus met sy disippels en dan sê hy vir hulle, niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê nie. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Op daardie oomblik, toe Jesus se disippels hierdie woorde hoor, het hulle waarskynlik gedink, "Ai, dis 'n baie mooi gedagte hierdie. Ek moet dit iewers neerskryf en onthou." 'n Paar dae later, toe staan daai selfde disippels voor die kruis van die Here Jesus. En toe besef hulle eers, wat het hy bedoel? Dat hy sy lewe vir hulle kom aflê het. Sy liefde so bewys het. Gewoonlik as ons praat oor liefde buite die kerk, dan dink ons eers aan hierdie romantiese liefde. Maar binne die kerk, wanneer ons liefde praat, dan praat ons oor liefde vir God en naaste liefde. En om lief te kan hê, dit is ook 'n geskenk van God. Of dit is nou vir jou man of jou vrou of jou broer, jou suster of jou hond, om lief te hê, kom van God af. Want ons het gelees, God is liefde, maar dan lees ons in Genesis, God het die mens geskape na sy beeld. Ons is geskape na die beeld van God. In ander woorde, ons wese is ook liefde. Iewers in ons is daar ook iets wat wil lief hê, wat wil uitreik, wat wil omgee, omdat ons na die beeld van God geskape is. En dit is hoekom ek en jy liefde kan uitleef ook na mekaar. Vriende, ons liefde, of God se liefde vir hierdie wêreld, is nie altyd maklik om raak te sien vir hulle wat buite die kerk is nie. Maar ons maak God se liefde sigbaar, wanneer ons vir mekaar lief is. Daar is soveel lelike stories van die kerk en oor die kerk wat daar buite rondloop. En dit maak 'n ou regtig waar hartseer, terwyl die enigste storie wat oor die kerk vertel moet word daar buite is, het julle gesien hoeveel gee daai mense vir mekaar om? Het julle al gesien hoe maklik vergewe hulle mekaar as iets teen die ander een iets verkeerd doen? Het julle al gesien daai mense in die kerk, hoe liefdevol en warm is hulle en hoe reik hulle uit na die mense wat minder bevoordeel is? Dis wat die mense moet hoor en vertel en van sien. Ons 1 Johannes 4 vers 11 staan daar, geliefdes,
As dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook te lief hê. Niemand het God nog ooit gesien nie. Maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. En dan Jesus se woorde, sy eie woorde in Johannes 13 vers 35 sê, as julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle disippels van my is. Ons moet mekaar lief hê. Daar is dinge wat in hierdie lewe gebeur wat kan maak dat ons soms twyfel in God se liefde vir ons. Die ou duiwel, hy hou nie daarvan dat ons weet God is lief vir ons hier. So hy gaan gereeld kom en dan gaan hy struikelblokke in jou pad wil rol om jou te laat begin twyfel. En die eerste struikelblok wat hy gebruik is jou eie emosies. Ons is emosioneel en dit is ook 'n genade geskenk van God, maar soms tel dit ook teen ons, want soms voel 'n oue bietjie af. En op daai oomblik as jy afvoel of jy voel jammer vir jouself, dan is dit baie maklik om te dink, ja, nee, God het my nie seker maar nou vergeet van my, of God pik op my, of God is gekant in my, God het my nie regtig waar lief nie. Ons emosies maak soms dat ons voel, nee, God is nie nou lief vir my nie. 'n ander is wat soms die duiwel soms gebruik is net ons omstandighede. Ons het net daar ook gepraat dat dit soms as dit met ou sleg gaan, dan begin hy ook twyfel. Dis wanneer ons daai vraag begin vra, maar as God dan lief is vir my, hoekom het hy dan dat dit met my gebeur? As God regtig waar lief is vir my, dan sou hy my moes beskerm het, of hy sou my kind gespaar het, of hy sou my bewaar het teen hierdie ellende. Dan begin ons daai vraag vra. En dan twyfel ons in God se liefde. En dan 'n laaste rede, en hierdie een gebruik die duiwel ook gereeld, is ons eie gebrokenheid, ons sonde. Liewe vriende, ons het hier in die begin van die diens gesê, ons almal doen sonde. En dis daai eindse sonde wat die duiwel soms wil kom gebruik in jou oor te fluister en sê, kyk wat het jy nou al weer aangevang. Dink jy regtig waar, God kan iemand soos jy lief hê, wat so praat, of so lieg, of hierdie dinge doen, of hierdie sonde aan jouself skuldig maak. Nee, wat man, jy verbeel jouself. God het nie sulke mense lief nie. So kom praat die duiwel vir ons en sê, ons sondes maak dat God ons nie kan lief hê nie. Dis 'n leuen. Mag jy vandag op hierdie Sondag herinner word dat God se liefde vir jou onvoorwaardelik is en oneindig. Daar is niks wat jy kan doen wat God se liefde vir jou minder kan maak of meer kan maak, want sy liefde vir jou is klaar volmaak. God is nie lief vir jou omdat jy kosbaar is nie. Jy is kosbaar omdat God jou liefhet. Ek sluit af met een van my gunsteling gedeeltes in die Bybel, Romeine 8 vers 38. En mag hierdie vir julle 'n wonderlike troos en 'n hupstoot en 'n saak van vreugde wees in hierdie Kerstyd. Romeine 8 vers 38, waar staan, hiervan is ek oortuig. Geen dood, of lewe, of engele, of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Amen. Hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons nou in hierdie tyd, terwyl die kersbome opgeslaan is en die kersversierings hang en die kersliedjies oor die radio speel, kan herinner word, dit gaan alles oor liefde. Dit gaan alles oor liefde, u liefde vir hierdie mensdom, u liefde vir my. En gee Here dat ons in daai liefde sal vashou, dat ons dit sal bly glo daarin. Here, en dat ons dit sal uitleef, dat ons u liefde sal sigbaar maak, ook teenoor hulle wat nie vir u ken nie. Help ons daarmee, Here.
En gee Here dat wanneer ons mismoedig word of hartseer raak, wanneer die duiwel vir ons wil laat begin twyfel in die liefde, dat ons sal vashou aan u beloftes, aan u woord, wat vir ons keer op keer kom verseker. Niks sal julle van my liefde kan skei nie. Ons loof en eer u daarvoor in Jesus naam. Amen.